Stel jou voor, jy skuif van 'n lewe waar alles om jou draai, na een waar alles om Christus draai. Dit is die hart van aanbidding. Dit gaan nie oor ons voorkeure of ons vertonings nie, maar oor om Jesus duidelik te sien en met ontzag te reageer. In die hemel is aanbidding lewendig, vol energie en heeltemal gefokus op hom. En Jesus het ons geleer om te bid, op die aarde soos in die hemel. Ware aanbidding begin dus wanneer ons ophou om die middelpunt te wees en Christus sy regmatige plek gee. Aanbidding is ons reaksie op wie hy is. Spesiale welkom vir jou vandag. Dit is so lekker om hierdie tyd saam met jou te kan spandeer. Ons het die diens so anders te verpak. Ons gaan weer in die einde na die boodskap sal ons 'n tyd van aanbidding ingaan. En die rede vir hierdie is omdat ons oor die laaste paar weke in 'n reeks Worship 101 is. En ek dink dit is so 'n relevante tema vir ons om weer oor te gesels. Is hoe lyk aanbidding? Soveel kere wanneer ons daai woord aanbidding hoor, is een van die eerste goed wat jy in jou kop dalk sien is sulke oomblikke soos wat ons nou net gehad het. Dis wanneer ons lekker saam sing, nee, dis lofprys en aanbidding. Vir baie ouens as hulle die woord aanbidding hoor, dan dink hulle dalk aan 'n plek. Dis 'n heilige plek waartoe ek gaan om te gaan, help my, aanbid, nee. Maar vriende, wanneer ons na die woord kyk, wanneer ons na die skrif kyk, is aanbidding soveel meer as oomblikke van ervarings. Dit is jou hele lewe. Dis dat worship nie net hier gebeur wanneer die orkes reg staan en die note reg gespeel word en die oomblik is vir ons voldoende genoeg en dan beleef ons iets van die Here se teenwoordigheid nie. Nee. Worship is soveel groter, soveel dieper, soveel meer kragtig. En so oor die laaste paar weke en vir die volgende week wat kom, gaan ons 'n tyd maak om hierby stil te staan, soos wat ons oor aanbidding gesels. Is julle gemaklik as ek die woord worship so nou en dan gebruik? Ek weet dit is 'n baie Engelse woord, nee, maar almal verstaan. Ek praat van aanbidding. So, ek het 'n helpvolle stelling wat ek dink dit nodig vir ons is om te hoor. Wanneer ons dink oor aanbidding, wanneer ons dink aan worship, hierdie is wat ons sê, aanbidding is om God te sien vir wie hy werklik is en dan met ons hele lewe te reageer. Aanbidding is maar net 'n reaksie. Dis maar net 'n reaksie. Ek weet nie as jy getroud is of as jy dalk in 'n verhouding is, daar's sulke oomblikke waar jy half so in stilte in die hoek van die vertrek die ander persoon dophou. En hulle is doenig met baie basiese goed, stofsuig of skottelgoed was of plante nat maak aan die huis. En ons geen woorde nodig nie. In daai een oomblik staan jy en in absolute verwondering sê, "Jog, ek is lucky." Beleef julle dit ook? Is dit net ek wat sulke goed beleef? Ek is so lucky, iemand was my wasgoed van by die ekspot. Ek is so lucky en ek staan in verwondering en ek kyk na my vrou en is een ding om dit te beleef, nee, om hierdie interne beseffing te hê van waardering en ag en liefde. Dis een ding om dit hier te beleef. Maar as 'n volgende ding om daarop te reageer. En dan gebeur daar iets baie spesiaal, nee, daar gebeur iets baie besonders. En dit vind 'n unieke uitdrukking in almal se huise, waar jy in 'n baie spesiale, baie ongesiene manier na jou vroutjie of man toe kan draai en reageer en vir hulle wys, hier is hoe lief ek jou het. En dan gebeur daar oulike goedjies soos rugkrappies en voetdruk en gebeur dit nie by julle nie. Okay. So dis wat by ons gebeur. Oulike troetel naampies wat ons vir mekaar uitdink. So ek my vroutjie net getrou het, was my noemnaam vir haar my Hasie Holletjie. Mag ek dit sê van die kansel af? Ja, gespot. Maar dit is wat hierdie stelling vir ons sê, ouens, wanneer ons dink aan aanbidding, kan ons nie die posisie opneem waar ons dit sien as maar oomblikke en klein ervarings, geïsoleerde paar minute wanneer ons nou maar sing nie. Maar dat my hele lewe omgevat is, ingesluit is in 'n enkele reaksie. Here, ek sien wie U is en ek reageer in elke area van my lewe op dit. Dis aanbidding. Dis aanbidding. Terloops, dieselfde woord wat gebruik word vir aanbidding in die Ou Testament, avodah, is dieselfde woord wat gebruik word vir werk.
So wanneer jy in Hebreëus sou skryf, ek staan op 'n maandagoggend op en ek gaan avoda, ek gaan werk, ek gaan leef. Is dit dieselfde woord vir aanbid. Alles wat ek doen is aanbidding. Elke gesprek, elke daad, elke aksie, alles wat ek doen, besef ek wie God werklik is. Selfs in oomblikke waar die wêreld so gebroke is, in absolute tragedie, in skande, kan ek steeds sê, Here, ek weet wie U is. Ek erken wie U is. Dit wat U hier kom doen, my gebed vanoggend, het 'n saak met my hart. Hy het 'n saak met my binnemens. Ek word genooi kom reageer. Sien, ons mis eintlik uit wanneer aanbidding net vir ons oomblikke raak, soos vanoggend waar ons sê, dit is maar net die lofsang en prys. Dis maar net daar waar ons die liedjies sing. Ons mis uit op 'n groter verstaan van hoe my lewe werklik kan lyk. Wanneer ek reageer, wanneer ek oop genoeg leef, attent genoeg leef, dat elke oomblik is 'n goddelike oomblik. Elke oomblik. Everything is a spiritual moment. In 2016, ek wil 'n storie vertel. In Frankryk is 'n gesin besig om 'n familiehuis wat vir jare lank in mekaar ingeval het en ingetuimel het, is absoluut vervalle. Is hulle besig om hierdie familiehuis skoon te maak. Jy kan net vir jouself dink oor dekades en dekades die gemors wat opgegaar is in daai plek. As ek net na my eie huis dink, genade julle. Imagine, begin hulle hierdie stofbanke en dit is vervalle goed, gebreekte meubels, hulle maak skoon en hulle maak reg. Hulle gaan ontslaa raak van hierdie huis. En ergens so in die proses van skoonmaak, toe vind hulle, hier is 'n stuk toegang, 'n stuk inloop na 'n gedeelte bo in die dak, wat hulle nie geweet het bestaan nie. Hulle was opgewonde, waartoe gaan hierdie ding? Waartoe gaan hierdie ding? En kom maar aan die dak in en tussen 'n paar stofgoed wat daar lê en is vuil en is donker, is daar 'n portret. En die portret, aanvanklik dink hulle nie veel van nie, hulle sien die portret en hulle dink is 'n baie vreemde stuk skildery. En hulle dink nie veel van hom nie, stowwerig en weggesteek, amper daar gelos. Dit was eers later, toe hierdie gesin ontslae wil raak van hierdie ding en dink, "Jessie, maar kom ons kontak dalk, jy weet, kunskenner of 'n ding. Jy weet, kom kyk vra people who live in Centurion op Facebook, hoor jy ek het 'n portret, wat dink julle is hy werd?" Vind hulle uit dat die portret 'n verlore stuk kuns is van die oorspronklike, baie bekende Caravaggio, die skildenaar. En hulle waardeer hierdie skildery. Wil julle raai vir hoeveel? 100 miljoen euro. Dis 2 miljard rand. Ek sal redelik kwaad gewees het, nee. As ek in 'n huis gebly het, min wetend, na hoeveel gefaitery, geworry, gestres oor finansies en ons toekoms en die huis wat in mekaar inval en die maintenance wat ons moet doen en dan gebeur hierdie en dan breek die kar en ons skarrel rond vir sente en ons is uitgeteer en maar 'n paar meter bo ons kop. Nog altyd daar is 'n stuk skat, 'n stuk waarde. En hier is die kruks van die saak. As hulle maar net een ontmoeting gehad het, met die besef van die waarde van wat in hulle dak lê, die uitstap uit die dak uit terug af van die huis in, daai wêreld lyk drasties anders te. Nooit weer vir 'n oomblik hoef daai mense te dink aan 'n sent nie. Vriende, 100 miljoen euro. 2 miljard rand, dis baie geld. Dis baie geld. Is dit nie die waarheid dat soveel gelowiges eintlik maar op dieselfde manier leef nie? Dat ons so deur omstandighede en huidige realiteite, eksterne goed rondom ons opgevang word in wat ons hier beleef, maar net bo ons realiteit. Is daar 'n troonkamer realiteit? 'n Skat van oneindige waarde. En maar net een ontmoeting, een besef van wat in daai realiteit gebeur. Wanneer ek terugkom na die realiteit toe, sal dit nooit weer dieselfde lyk nie.
Sien, dit is presies wat die hartklop van aanbidding is. Dis hoekom ons hierdie leefstyl, hierdie inwording, hierdie inwees in wat aanbidding is, hoekom ons dit so ernstig opneem. Is want ek kan nie bekostig om te ignoreer wat in 'n ander realiteit bo myne gebeur nie. Want wanneer ek dit doen, dan verval my denke en lewenskwaliteit na maar net wat ek hier beleef. En ouens, ons lewe is gebroke. Is gebroke. Die wêreld wat ons hier het, stel ons die hele tyd te leer. Om elke hoek en draai is daar een of ander krisis, een of ander storm, een of ander verlies, een of ander tragedie, een of ander ding wat die vermoë het om te kom ruk aan jou binneste. En wanneer ek net dit ken, is daar nie veel hoop nie. Wanneer ek net dit het, is dit bitter moeilik om positief te bly. Nie eers die mees positiefste mense wat ek al in my lewe ontmoet het, kan dit regkry om uit hulle eie uit hierdie lewe te face nie. Ons het nodig om ingeneem te word in 'n hoër realiteit. Dit is daai realiteit, die troonkamer realiteit, wat als in my lewe adresseer. So kom aanbidding vir ons so waardevol is, so kragtig is. Ek wil jou nooi saam met my om jou Bybel te gryp as jy een by jou het, en ek gaan sommer blaai na die laaste boek van die Bybel toe, ons spring sommer na die einde. Ek love dit om dit te doen, maak 'n boek oop, voordat ek iets anders lees, gaan lees daai laaste paragraafie in die boek, net om seker te wees, it's worthwhile, nee. It's worthwhile reading. Ons gaan Openbaring toe, Openbaring 4 is jy welkom. Lees gou saam met my oor wat Johannes skryf hier. So, hy sê, hierna het ek gesien en gekyk, deur wat in die hemel, 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen so hard soos 'n bassein met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Kom op hiernatoe. Dit is so mooi, hierdie oomblik, net dalk so 'n bietjie konteks vir dit wat hier aan die gang is. Die boek van Openbaring kan 'n baie verwarrende boek wees vir gelowiges. Het jy al tyd gemaak in die boek van Openbaring? Of was dit vir jou 'n sinvolle tyd? Wat vir ons moeilik is wanneer ons so 'n boek oopmaak, met geen handvatsels, en ons weet nie eintlik hoe om met hierdie boek te werk nie, en ons raak vinnig verwar, geïntimideer, daar's abstrakte konsepte, daar's soveel misinformasie, soveel opinies rondom die boek van Openbaring, asof dit een of ander legkaart is, tot eindtyd aanwysers, en almal gaan soek net vir die weggesteekte goed, en ons word opgevang in 'n ding wat eintlik nooit dit veronderstel was om te wees nie. Ek wil gou vir jou net vinnig konteks gee, en jy kan regtig in die eerste hoofstuk van Openbaring sal jy hierdie raak lees. Hierdie boek wat geskryf word is eintlik nie 'n boek nie. Is eintlik nie 'n boek nie. Net soos wat die Bybel nie 'n boek is nie, is dit 'n biblioteek van literagie. Dis 'n samestelling van briewe en poësie en stories, maar ook dan Openbaring. Dis 'n brief wat geskryf word aan 7 kerke in Asië. Met ander woorde, hierdie brief het 'n gehoor gehad. Hierdie brief was vir iemand geskryf, relevant tot 'n tyd waar mense dit nodig gehad het. En ons praat van die Engelse woord, die genre, soos wat ons nou praat van movies, het jy 'n movie genre of musiek genre? Is hierdie 'n stuk genre, 'n stuk afdeling van skryftaal, beeldspraak, wat ons nodig het om te verstaan en hoekom dit geskryf is. Nou net vinnig, ek wil nie te tegnies oor hierdie raak neem, maar jy het nodig om jouself te oriënteer in hoekom hierdie briewe geskryf was. Op daai stadium het die vroeë kerk in Asië ongelooflike verdrukking beleef. Die Romeinse magte oorheers, is vervolging op gelowiges. Hierdie wat ons nou hier beleef, was nie 'n ding nie. Gelowiges word doodgemaak onder die Romeinse magte. Word uitgemartel. Skouspel word gemaak van hoe gelowiges vermoor word in die publiek. En die kerk sit met onsekerheid. Verstaan jy dat baie van die besigheid wat Jode gedoen het, was op grond van hulle geloof. Hulle familiebesighede was toegemaak as gevolg van hulle geloof. So gelowiges word uitgemartel en vermoor in die strate, besighede vou, mense kruip weg in hulle huise. Kerk klink nou nie meer so lekker, soos wat ons dit vandag ken nie. En hulle sit hopeloos, uitgeteer,
uitgemartel, met chaos rondom hulle. En die Here kom vat vir Johannes in 'n visioen na 'n hoër realiteit toe. Hy kom wys hom, en hy sê vir hom, hier is wat moet gebeur na hierdie oomblik. Dis spesifiek gerig om iets te kom adresseer in daai tyd. Nou, hoekom lees ons dit vandag? Van is steeds relevant. Van die chaos is steeds daar. Ons beleef dalk nie dat ons vermoor word nie, maar ons verseker beleef hoe die lewe die vermoë het om jou te knak, om jou te druk. En ons besef, daar's 'n eksterne realiteit en daar's 'n ewige realiteit. En daai uitnodiging bly, kom hierheen, kom boontoe. Nou ek wil net gou vinnig vir ons hierdie noem, dat die boek van Openbaring, of die brief soos wat ons nou vandag ken, val eintlik maar binne in 3 praktiese doeleindes waar hierdie boek briewe geskryf is. En die eerste een natuurlik is, dit was 'n stuk openbaring, nê. Saam met die stuk openbaring is dit 'n profesie, en saam met die profesie is daar dan hierdie brief wat geskryf word. En hoekom ons dit nou so indeel is, dit is profeties, want God praat met sy mense. Dis wat profesie is. Wanneer die Here praat, sê ons dit is profeties. Nou, ons verstaan in die Ou Testament het God deur profete gepraat met die mense, maar hy praat direk met ons. Hy praat direk nou met ons. Ek het nie meer nodig om deur iemand anders te hom te beleef, deur iemand anders, deur die pastoor, deur die dominee, deur die diaken moet ek hom beleef nie. Nee, ek kan hom eerstens self beleef. Maar dit bly steeds God wat praat. So daai oomblikke van kom hiernatoe, kom sien wat ek sien, kom beleef wat ek beleef, kom kry perspektief, dis profeties. Maar daar was ook 'n stuk pastorale bediening. Johannes herken hierdie, die kerk het vrae, sit in onsekerheid. Hulle is nie net nou vasgevang in die realiteit nie, hulle kyk na môre en het nie hoop nie. Ouens, dis een ding om gedruk te word deur die lewe. En te weet, eers sal daar deurbraak kom. Maar dis 'n ander ding om so gedruk te word, dat wanneer jy na môre kyk, en dink aan môre, het jy geen hoop nie. Ek weet nie of is enige van julle tans op daai plek nie. Want dis wat gebeur. Dis wat gebeur wanneer ek genoeg gehad het. Wanneer ek nie meer die lig aan die einde van die tonnel sien nie. Wanneer die lewe my so gedruk het, so gepers het, dat ek nie eens my hoop het nie. Dis waar die kerk hulle self bevind. Hierdie is 'n stuk pastorale bediening, waar die Here kom hoop weer herstel. 'n Stuk vrede weer kom bring onder sy mense. Maar dan laastens, hierdie val ook in wat ons praat van, dit is die apokaliptiese skryfbeeldspraak. Apokaliptiek. En hierdie is gewoonlik waar die tor afklim vir baie gelowiges. Wanneer ons in die boek van Openbaring tyd maak, en ons sien al hierdie beeldspraak van diere, en oë, en vlerke, en engele, en 'n draak, en daar's getalle wat gebruik word, en daar's simbole wat gebruik word, en daar's kleure wat gebruik word, en daar's goud, en is diamante, en ons weet nie wat om met hierdie goed te maak nie. Maar vir die hoorders van die dag, was daai styl van skryf, apocalyptic literature, was vir hulle soos die huisgenoot. Hulle was goed gewoond aan dit. Wanneer daar stories vertel word, onthou dit nie social media nie. Dis nie Instagram en Facebook en WhatsApp groepe en sulke goed nie. Alles wat ons het om te vertel, is dit wat ons hier ken, wat ons hier beleef. En hoe bemoedig ek jou in hierdie realiteit met die goed wat ons almal net hier sien? Daar's niks wat ek na toe kan gryp en kan trek om jou hiermee te bemoedig nie, want ons almal hier sien dieselfde goed. En so hierdie beeldspraak, hierdie skryftaal is amper asof dit 'n hemelse stuk venster is. Kom sien 'n ander stuk realiteit. En is so gelaai met beeldspraak. Ons gaan nou 'n bietjie van daai goed vandag sal ons uitmekaar uitpak. Maar dit was die hart gewees van hierdie, was om 'n stuk hoop en vrede te kom bewerk, te kom versterk. Nie met huidige goed nie, maar met ewigheidsgoed. So, dis die boek van Openbaring. As deel van hierdie beeldspraak ons vandag tyd hierin maak is, in Openbaring 4 en 5, sien ons hierdie 2 prentjies van die troon en van die lam. Ek wil graag saam met jou hierdeur kuier. Kom ons lees verder Openbaring 4 vanaf vers 4 tot 11. Dit sê die volgende, dit sê, rondom die troon is daar 24 trone.
En op die trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra met goue krone op hulle koppe. En vanuit die troon het daar hierdie weerligstrale, drenings en donderslae gekom. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en agterkant. Vers 7, die eerste lewende wese lyk soos 'n leeu, die tweede lewende wese lyk soos 'n kalf, die derde lewende wese het 'n gesig net soos 'n mens, en die vierde lewende wese lyk soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke, wat reg rondom aan die binnekant vol oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was, hy wat is, en hy wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, dan val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat ewig en vir ewig leef. En dan sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê, Here, U is waardig, ons Here en die God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang. Dis 'n magtige stuk skrif daai. Dis 'n magtige stuk skrif daai. Johannes beleef iets van hierdie omstandighede, realiteite. Dis menslike goed, dis aardse goed, dis lyding, dis pyn, dis smart, dis drukking, dis chaos, dis gebreek. Dis korrupsie, dis load shedding, dis potholes, dis sinkgate, dis mediese fonds, hy beleef al hierdie goed rondom hom. Dis misdaad, dis rasisme, alles is hier rondom hom en hy word genooi. Net vir 'n oomblik kan jy jou lewe mute en op pause kom sit. Want dit wat tans gebeur in die ewigheid is nie dit nie. Die prentjie van wat in ewigheid gebeur is wat? Is aanbidding. Dis aanbidding, want daar's niks meer belangrik, daar's niks meer dringend as om God se heerlikheid en eer te besing nie, te aanvaar nie, te beleef. Eerstehands. So Johannes word blootgestel aan hierdie, ingenooi. Dis eintlik so 'n mooi oomblik, nee, daai woorde is wat die Gees vir hom sê, kom op hierna. Ek dink dit kon op vele maniere gebeur het, waar die Here daai prentjie vir hom kon wys. Maar die Here kies deur om dit vir hom te wys deur 'n uitnodiging. Kom op hiernatoe. En wat is die eerste ding wat Johannes sien? Wat sien hy? Wat beleef hy in die troonkamer? Hy beleef 'n troon. Hy sien hierdie een enkele troon in die middel. En al die ander trone rondom hom, hy 24 simbool van die 12 stamme van Israel en die 12 disippels. Daai 24 verteenwoordig eintlik nou maar net die mensdom storie, die verhaal van die mens. Is rondom, in Engels sê dit die peripherals, but in the center is daar 'n stuk gesag. Daar's 'n stuk autoriteit. Niks anderste word gedoen in daai vertrek, buiten om aandag en eer op daai plek te sit. En sien hierdie prentjie saam met my. Wat Johannes op daai troon sien, is nie die Romeinse mag nie. Is nie omstandighede nie. Is nie realiteite nie. Hy sien die koning. Dis wat hy sien. En hy word herinner. Daar is die koning wat regeer vanuit hierdie troon. En die koning is nie besig om rond te skarrel nie. Hallo, sien jy dit? Dit sê nie, en hy stap daar in die troonkamer en die koning hardloop rond en slat net vlamme dood nie. En die gebed requests kom in. En hy skarrel deur die papiere en dit is flaster deur die goed en dit is die engele word rondgestuur en goed word rondgebring en bring daai boksie, ek is agter met die gebede. Bring daai boksie uit, kyk wat hier aangaan. Maak jy goed oop, o Jesusie, wat gaan ons hier doen? Hy sit. En al sy autoriteit. En al sy gesag. Nie geïntimideer nie. Hy sit op die troon. En ons het nodig om dit te sien. Ons het nodig om dit te beleef. Want soos wat daai skildery in die dak gelê het vir dekades en dekades met onsaglike waarde. En die mense wat daar gebly het nie geweet het nie.
het ons nodig om dit te beleef. Dat daar's 'n koning op 'n troon. En hy regeer, hy is in beheer. Kom sien die koning. Sien nog voordat God enige van Johannes se vrae beantwoord, voordat hy 'n gesprek intree en begin vra en ek wil net die Here gou kom inlig, sorry net vir 'n oomblik wat hier onder aan die gang is. Ek weet julle is besig hier boord, like my grand, maar vir wat hier buite aan die gang is, ek wil julle net gou inlig. Nog voordat enigiets van daai gebeur, kry Johannes wat elkeen van ons nodig het. Hy kry perspektief. Hy kry 'n stuk perspektief. Dis wat hy beleef in die troonkamer, want wanneer aanbidding begin, wanneer ons God se perspektief bo ons eie kies, dis aanbidding. Onthou ons het gesê, aanbidding is 'n reaksie. Dis 'n reaksie tot op wie God werklik is. So wat dit beteken is dat wanneer ek kies om buite my realiteit, buite my omstandighede, myself te verlig in 'n hoër realiteit is, God te sien vir wie hy is, te erken hy is die een wat regeer. Met daai perspektief te kyk na my omstandighede, doen ek dit met 'n ander stuk hoop, met 'n ander stuk vrede, met 'n ander stuk vreugde. Is dit nodig om hierdie goed te beleef, eerstehands? Kom op, kom sien die koning, kom kry perspektief. Sien, ons is eintlik veronderstel, dat wanneer ons aanbid, is dit vanuit hierdie troonkamer realiteit. En ek weet dit klink dalk soos 'n abstrakte konsep. Jy weet as mense nou praat in Engels van it's a throne room reality, en jy weet dit klink al so nice, maar dit klink baie abstrakt. Wat beteken dit? Dis wat ons almal in oomblikke van spanning so gereeld beleef. As ons kyk na die goed rondom ons kyk na wat gebroke is, ons kyk na wat ons uitdaag, ons kyk na wat ons uitmartel. En dan dink ons is amper soos 'n vakansiehuis, ek gaan net ontsnap vir 'n oomblik. Ek gaan net 'n breek vat van hierdie goed, en ek gaan in die troonkamer rus. En dit klink net so incredible. Maar jy weet so goed soos ek, wanneer jy terugry huis toe op pad van vakansie af, is jy nie baie happy nie. Jy skielik beklei ons in die kar. Jy skielik is almal geïrriteerd. Hoekom? Want waar dit nou lekker is, moet ek nou weer teruggaan waar dit nie meer lekker is nie. En baie gelowiges sien amper daai dualiteit van aanbidding. Ek staan nie en ek weet my lewe lê in stukke, en nou moet ek met 'n smile, happy clappy, nou moet ek die liedjie sing. Ek voel nie ek wil dit doen nie, en is uitdagend en is koud en ek's geïrriteerd en ek is uitgestres en ek het angs en ek is kwaad, en nou moet ek hier staan en happy, en dan weet ek oor 'n paar oomblikke moet ek daai realiteite in die gesig staar. Hallo, beleef julle dit? Is dit nie? Okay, dis ander kerke wat dit beleef, is nie julle nie. En ons erken dat ons Rome vandag lyk dalk anderste. Dis nie dat ons vermoor word vir ons geloof nie, maar daar is onmiddellike realiteite. Maar wanneer ons aanbidding sien as hierdie vakansieprentjie van ontsnapping en ignoreer en kyk net weg en smeer dit toe en beleef nou ietsie van die Here, maar dan môre moet ek weer terugkom hier, dan mis ons die punt. Wat dit eintlik veronderstel is om te wees, is dit is ons wat moet verhuis in ons gedagtes. Jy moet trek, jy moet opkom, nie net kom besoek nie, jy moet kom tuis maak daar. Met ander woorde, ons moet dit so inoefen, dat hierdie wat ons hier beleef, is nie ons eerste realiteit nie. Baie van ons vandag sal dit so beskryf. Hierdie is my eerste realiteit. En dan eers in my lewe, eers in my week, eers in my ontmoetings met die Here, eers in die skrif, dan besoek ek so 'n bietjie, kuier so 'n bietjie, drink so 'n bietjie koffie en tee, en dan kom ek weer terug hiernatoe. Nee. Aanbidding is eintlik inoefening. Dis inoefening. Dis wanneer ek myself voorberei om te verhuis, te verskuif. Dat ek myself kom vestig in daai realiteit en al die ander goed val tweede. Dis wat perspektief veronderstel is om vir ons te doen. Dis 'n lewe vanuit die troonkamer. Hoor wat sê Psalm 103 vers 19. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Nie net het ons toegang
tot hierdie realiteit, dat ons kan kom en gaan soos ons wil nie. Ons sit saam met hom in daai realiteit. Weet jy hoe maklik sou dit wees om, ek sê nou maklik, maar hoe moontlik dit sou wees, om nadat daai portret, daai skildery se waarde ontdek is, die kenners het gepraat, en die ouens het geluister, hulle het gehoor, gesê dankie baie vir julle insette. Ek dra hom weer terug op, gaan bære hom maar bo, sluit toe daai plek, ons los hom daar. Dit klink absurd. Hoekom sê dit, ek sal deur daai dakke breek. Jy sal my sien soos 'n boef in die nag, ek sal daai dak uitmekaar uitskeer vir daai portret. Ek sal dit nie kan regkry. Om daai waarde, nadat ek dit ontdek het, weer te gaan bære. En weer af te kom, en die eerste gesprek is, ek is gestres oor ons finansies, hoor, dit lyk rof. En almal in die huis is soos, en dan sê, nee, los net daai ding. Ek is ge-worry oor die rekeninge, wat ons moet betaal. Almal sê, maar die portret, moenie praat oor die ding in die dak nie. Ek sê nou, ek is ge-worry oor julle klink, hoe absurd is dit, nee? Maar ons doen dit. Die koning sit met alle autoriteit en gesag op die troon, en ek sê, ek is ge-worry oor die diagnoses. En ons sê, maar die koning is daar, en jy sê, nee, maar hou nou met dit in die dak. Ek is gespanne hieroor. En dit klink so eenvoudig om dit te sê, dit klink of asof ons dit aflag en min maak. Maar wanneer jou lewe in daai rigting leef, vriende, dit is swaar, dit is moeilik. Wanneer jy die portret wil toesluit in die dak elke keer. Ergens moet ons verskuif, ergens moet ons oorkom na daai plek toe waar ons sê, Here, U het die finale sê. U het die finale autoriteit. Ja, omstandighede is daar. Ja, Rome het nog steeds, na Johannes, en daai visioen uitgekom, het nog steeds regeer. Hulle het nog steeds oordonder, hulle het nog steeds vermoor. Hulle het nog steeds. Maar my perspektief is anderste. Dat geen menslike daad, menslike gebrokenheid, omstandighede of realiteite kan daai prentjie verander nie. Die baie bekende Corrie ten Boom, ek weet nie of julle al van die naam gehoor het nie, ek het al 'n paar keer in van my boodskappe oor haar gepraat, was 'n Holocaust survivor, was in konsentrasiekampe vir jare van haar lewe. En sy vertel van die mees haaglikste omstandighede, sy het 'n boek geskryf. En dit is net terrible, jy kan nie imagine dat 'n mens deur sulke goed moet gaan nie. Sy skryf die volgende woorde, sy sê, when a train goes through a tunnel and it gets dark, you don't throw away the ticket and jump off. You sit still. You trust the engineer. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. En dis troonkamer lewe. Dis wanneer ek geanker is in 'n ander realiteit en my aandag is daar gefestig. En ek leef vanuit daai. Ek pak my lewe so aan. Dis baie keer so eenvoudig soos net om jou woorde te verander. Te sê, ek weet hierdie is die omstandighede. En ek erken dis daar. En ek erken dis die waarheid, dit gebeur. Maar daar's 'n hoër gesag. En ek gaan nie dit toelaat dat die goed my aandag daar wegvat nie. Dis wanneer aanbidding vir ons eerste natuur word. Dis nie 'n laaste resort nie. Soveel gelowiges beleef dit. Ons moet na die Here toe hardloop wanneer die gemors klaar in die gang is, wanneer die vlamme so hoog is, goed het reeds in mekaar ingetuimel, die ding is heeltemal gebreek, al die wiele is af. Nou moet ons na die Here toe gaan. Nee. My eerste reaksie is, waarmee is die Here besig? Ouens, ons gaan nie die lewe ontduik nie. Ons almal gaan swaar kry. Ergens, op een of ander vlak, op een of ander punt, op een of ander iets. Fisies, emosioneel, finansies, verhoudings, almal van ons hier. Ons gaan dit nie vermy nie. Jesus het daai vir die disippels reguit gesê. En hierdie lewe gaan hard wees. Maar onthou, ek het oorwin. En ek maak alles reg. En teen die einde van die dag is daai die grootste stuk werk wat God gaan doen, nie net om my te red en my siel te red nie, maar om alles te herstel. Dis nuwe skepping. God is besig om nuut te maak. Dit is 'n stuk hoop vir ons.
Dat selfs wanneer ek die mees haaglike omstandighede in die oë staar, kan ek sê die Here het 'n saak met jou. En hierdie ding gaan nie vir ewig wees nie. Hy is ewig. Hy is vir altyd. Dis wat ons beleef in die troonkamer. Lees saam met my verder. Ek gaan 'n laaste een vir ons in Openbaring 5. Skryf Johannes, hy sê, ek het in die geregtigheid van hom wat op die troon sit, 'n boekrol gesien. En aan die binnekant en die buitekant is dit vol geskryf en met 7 seels goed verseël. Vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens, tussen die ouderlinge, 'n lam soos een wat geslag is, sien staan. Ouens, verstaan gou wat in hierdie oomblik gebeur. Dis in die troonkamer. Die een met alle gesag, alle mag, alle autoriteit sit daar. En daai boekrol wat vol geskryf is God se plan. Dis God se plan. Dis toegesluit. Niemand kan dit sien nie. Wie is waardig? Johannes begin huil. Ons niemand waardig nie. Niemand weet nie. Niemand van ons is geregtig nie. Niemand van ons kan dit doen nie. Een van die ouderlinge sê, maar kyk, hy is waardig. Hy is die leeu van Juda. En toe hy omdraai, en ons is so opgewonde, ons is so excited, ons gaan die leeu sien, ons gaan die koning sien. Toe hy omdraai, toe wat sien hy? Hy sien 'n lam. Hy sien 'n lam. Hoekom is hierdie belangrik? Dis van ons soveel kere wat ons verwag, ons draai na God en Here kom sort net die goed uit en kom maak dit net reg. Here kom sort net die gemors in my lewe uit. Here, U kan dit doen. En ons onmiddellik gaan na daai vraag toe. Here, hoekom laat U hierdie gebeur? Here, U kan mos hierdie uitsort. Here, U. Ons verwagting is daai leeu wat opspring en gaan aanval en gaan uitsort. It takes the charge. Maar toe hy omdraai, toe wat sien hy op die troon? Hy word herinner dat God het nie gekom met swaard in hand nie, hy het gekom met spykers in sy hand. Hy het nie gekom met geweld nie, hy het gekom met genade. Hy het nie gekom om uit te sort en te oordeel nie, hy het gekom om lief te hê en te dien. Hy het gekom om te red. En dit wat hy mee gekonfronteer word in die troonkamer is God se karakter. Dis die lam wat sy lewe opgeoffer het, is die grootste uitspraak oor jou omstandighede. Dat as God so ver sou gaan om sy eie lewe op te gee, om jou een keer te red, kom sal hy sy rug op jou draai en jou los. Die ontmoeting in die troonkamer is 'n direkte aanspraak. Om sien jy regtig wie God vir jou is? Verstaan jy regtig wat hy vir jou gedoen het? Verstaan jy wat hy vir jou doen? Dis hierdie oomblik waar ons kan erken, ons lewe absoluut uit oorwinning uit. Dis nie ons oorwinning nie, dis sy oorwinning. En alhoewel goed rondom my dalk nie lyk soos die troonkamer nie, weet ek met absolute duidelikheid, absolute sekerheid, absolute oortuiging dat God besig is. En dat soos hy al tevore gered het, genees het, herstel het, deurbraak gebring het, sal hy weer. Dis ons God. Dit is 'n lewe van aanbidding in die troonkamer. Ons gaan jou vanoggend kans gee om net hierop te reageer, om iets van hierdie te beleef vanoggend. En ek besef ook baie ouens, as ons nou praat van tye van aanbidding, dan is dit baie ongemaklik om, met my fisiese lyf goed te doen, soos hande op te steek, of goed te doen, en ouens beleef nogal spanning met dit, maar ek wil jou gou terugvat na daai een prentjie toe. Jy staan in die hoek van die vertrek, en jy sien jou man, jou vrou, jou kinders, wat ook al. En in absolute verwondering, beleef jy iets hier binne. En hierdie stuk oortuiging oorval jou. En dan gaan jy en jy fisies reageer, jy doen iets, jy druk hulle vas, jy omhels hulle, jy soen hulle, jy krap hulle rug, jy druk hulle voete, jy doen wat jy moet. Wanneer ons aanbid, is daar sekere goed wat ons met ons fisiese lyf doen.
Ons het nodig om hierdie goed te doen. Hoekom? Want dit herinner ons. Dit vat ons onmiddellik terug na daai oomblik toe. En ons 3 sulke handelinge. Ons baie, maar vandag is daar 3. Wat ek jou nou te wil nooi, wil jy nie, as jy nog nie het, as jy nog nie gemaklik is met hierdie goed, wil jy dit nie vanoggend kom doen, in 'n spasie waar jy regtig veilig is, waar jy uitgenooi word om dit te doen, waar eerstens, net daai aksie van opkyk, net daai aksie van, Here, ek word perspektief, my omstandighede het my ingesluk, ek is in die trenches, ek word perspektief, ek wil sien hoe sit die koning op die troon, ek wil weet, Here, U is die een wat regeer, daai aksie, opkyk, ons gaan 'n lied doen, tydens hierdie lied sal jy sien, daai prentjie sal agter op die skerms wees, kom ons sê, Here, ek wil opkyk, vat my op, vat my boontoe, ek wil sien, ons gaan ook reageer, tweede oomblik is, waar jy net met jou hande oop staan, net oorgawe, is so kragtig, net om hier te kan staan en te sê, Here, ek white knuckle my lewe tans, ek gryp hierdie goed so vas, dat jy kan letterlik die been deur my vel sien, soos wat ek 'n greep probeer kry op die goed, wat ek voel ek buite beheer oor is. Maak jou hande oop. 'n Stuk oorgawe, Here, ek kom sit dit by U voete neer. Wat doen die 24 ouderlinge? Hulle kom gooi hulle krone voor die troon neer, Here, U is waardig. Ons gee oor. 'n Stuk oorgawe. Laaste ding vandag vir jou is, dalk net om jou hande net in die lug in te steek. Tye van aanbidding is ook vir ons tye waar ons verklaar, wat gesê word, wat in die troonkamer gebeur. En ons mag met 'n stuk heilige ontevredenheid sit, wanneer ons kyk na die goed rondom ons, en ons sê, dis nie reg nie. En ons is nie gelukkig daarmee, nie. We're not gonna accept it. En ons verklaar. En ons gaan 'n lied vanoggend ook doen, wat net dit doen, wat sê, kom ons, die Engels sê, proclaim. Dis ook 'n stuk troonkamer aanbidding. Here, dit wat U sê, ons spreek dit. Ons sê ja, amen, sela op dit. Ons verklaar dit. So ek wil jou nooi, wil jy saam met my staan vanoggend, soos wat ons reageer, ons gaan in 'n tyd van aanbidding, en jy sal sien, wanneer ons hierdie oomblikke het, sal daar 'n prentjie daar agter wees. Jy kan doen net wat jy wil vanoggend. Hierdie is maar net om jou te begelei. As jy nie gewoond is aan dit en jy weet nie hoe nie, hierdie is om jou te help. Maar ons gaan reageer vanoggend. Ek wil jou nooi, kom ons doen dit saam.